Goeiemôre. Jy luister na die 42ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Die tema vir oggend is die Cape Vidal effek. Ons het gister begin praat oor wat ek noem die Cape Vidal effek. Luister gerus eers na gister se oordeenking voordat jy vandag se verder luister. Nadat ek gister se oordeenking uitgestuur het, het ek tog gevoel dat ek nie diep genoeg nagedink het oor die reikwyte en die diepte van daardie metafoor nie. Ironies, is dit nie? Die kere wanneer ek die meeste nadink oor die Cape Vidal effek, is wanneer mense my kom sien om oor hulle lewens te praat. Baie dikwels sal mense begin met die woorde, ek weet nie eintlik waar om te begin nie, of ek is so de mekaar, ek weet nie wat ek voel nie. Dit is geweldig interessant dat ons dikwels in die vlakwater van ons eie siel sit, sonder 'n besef van die diepte daarvan. Een van die gereedskapstukke wat ek in my spreekkamer gebruik, is 'n pak kaarte. Maar nie speelkaarte soos vir Snap en Rummikub nie, emosiekaarte. Dit bestaan uit 'n pak kaarte, elk met 'n prentjie en emosie daarop. Hoeveel emosies is jy van bewus op die oomblik? Vra ek die persoon. En dikwels is die antwoord 1 of 2, maar selde 3. Dan begin ek die kaarte een na die ander uithaal, wys dit vir die persoon en as hulle ja sê, plaas ek dit op die tafel. Indien hulle nee sê, sit ek dit onder in die pak. Hoeveel emosies dink jy identifiseer mense gemiddeld uit so 'n pak kaarte? Neem maar daai skoot. Gestel daar is 100 verskillende emosies verteenwoordig in daardie pak kaarte. Hoeveel dink jy identifiseer mense oor die algemeen? Gemiddeld 25 emosies. Dan bied ek aan elkeen van hulle die geleentheid om emosies wat bymekaar hoort te groepeer. En uiteindelik lê daar voor hulle op die tafel 'n sigbare verteenwoordiging van hulle innerlike wêreld. En dit is so bevrydend om te besef, maar dis hoekom ek so verward is. Dis hoekom ek al hierdie deurmekaar ervarings het, want my emosies is so deurmekaar. Ons sit selde die duikbril en die snorkel aan en duik in die dieptes van ons eie siel rond, om onsself te leer ken, om tyd te maak vir onsself. Op watter diepte leef en dink jy op hierdie tydstip van jou lewe? Leef jy oorhaastig en oppervlakkig? Maak nie tyd vir jouself nie. Neem jouself nie ernstig op nie. Hou nie stilte tyd nie. Vroetel met jou foon en scroll voortdurend daarmee saam. Daar's nie 'n oomblik wat jy stil word en reflekteer nie. Die gevolg van oppervlakkig leef is dat jy kontak met jouself verloor. Jy volg die kultuur slaafs na, word deur jou emosies rondgeslinger, aangevuur, sonder dat jy regtig weet wat binne in jou aangaan. Selfondersoek ontbreek, blind vir jou eie foute, blameer ander. Bid nie meer nie, hou nie stilte tyd nie. Vermy gesprekke wat jou dalk net mag lei na 'n plek waar jy die duikbril en die snorkel moet aansit en jou siel ondersoek. Deur oppervlakkig te leef, weet jy naderhand nie meer waarvoor jy leef en waarna jy soek nie, maar jy streef met mening daarna. Wel, na enigiets wat lyk of dit die moeite werd mag wees. Geld, besittings, erkenning, eer, voorkoms. In die dae wat jy te neergedruk raak, ruk jy jouself gou reg, deur nog meer te streef en harder te werk vir die dinge wat jou van die begin af leeg gelaat het. Maar hey, is beter as om die pas stadiger te maak. Sit 'n glimlag op jou gesig en go, go, go. Miskien sal min van ons onsself nie in daardie spieël herken nie. Heel dikwels stel ons dit uit en dink, man, vorentoe, ek gaan vorentoe, sal ek wel by myself uitkom. Net 'n entjie langs hierdie pad af, dan sal dinge weer regkom. Ek sal gelukkig wees, ek sal myself vind en alles sal goed wees. Maar presies op die plek waar jy nou in jou lewe is daar 'n dieper realiteit
wat wag om ontdek te word. As ek dit nie nou doen nie, wanneer dan? Wanneer dan? Ons gemeente het 'n aktiewe vrouebediening genaamd Fynbosvrou. Op die oomblik is hulle besig om 4 reusagtige tafels met mosaïekteëls af te rond. Nadat hulle die projek afgeskop het en nog weer 'n Saterdagmiddag daaraan gaan werk het, het ek die geleentheid gekry om te gaan kyk na hulle handewerk. Toe ek die reuse tafels sien, hoe klein daardie teeltjies is en hoe langsaam die projek is, het my moed in my skoene gesak. Ek spot nogal met my vrou en sê, liefie, dis baie mooi. Julle behoort darm klaar te wees so met die tyd van my aftrede. In die lig van gister se oordeenking, kyk ek nou terug na daardie oomblik. En ek sien die haastige onrustigheid in my raak, om net klaar te kan maak. Ek kyk na elkeen van daai teeltjies, die detail daarvan, hoe elkeen geknip word en gepas word en perfek neergesit word. En ek dink, ek sien nie daarvoor kans nie. Maar, so kom die vrouens byeen rondom daardie tafels. En by elke geleentheid wat hulle skep, 'n laatmiddag in die week, Saterdagmiddag, Sondagmiddag. En elke keer as Natasha terugkom by die huis, vertel sy vir my stories van mense wat mekaar om daardie mosaïektafel ontmoet, waar hulle mekaar met 'n lag en 'n traan begroet. En net toevallig, aanhalingstekens, is daar vroue wat op dieselfde pynlike paaie moes stap. Hoe hulle mekaar kan ondersteun, mekaar kan moed inpraat en 'n dieper aspek van hulle lewens kan deel. In daardie momente laat die Here iets met ons harte en ons emosies en ons siel gebeur, wat nie in die haastigheid van die lewe kan gebeur nie. Ek het vasgekyk in tafels met duisende klein mosaïekteeltjies, maar die vroue sien mekaar daar raak, so rondom daardie tafel, en deel in die dieptes van mekaar se lewens wat in die haastigheid van ons bestaan blote frustrasie sou bly. Maar so onthou ek ook verlede jaar was daar 'n geleentheid waar die mannegroep van ons gemeente, Magalies manne, my vra om 'n aanbieding te hou wat voortspruit uit my stokperdjie van fotografie. En terwyl ek die aand gereed maak om te begin, is my rekenaar oop en my PowerPoint gereed. Ons begin die geleentheid deur te vra hoe dit gaan. Is nou 'n rukkie terug, maar as ek reg onthou, merk een van die manne toe op dat hulle huweliksherdenking vier. En een van die jonger manne vra die eeueoue vraag, oom, verstaan oom nou al na al die jare oom se vrou beter? Want ek weet daarom nie. En almal lag en lekker saam en so begin die gesprek. Eers oppervlakkig, grappie, 'n staaltjie, iemand wat iets byvoeg met 'n voorbeeld. Maar asof niemand dit agterkom nie, begin die gesprek dieper en meer ernstig raak. Die gesprek duur so lank dat ek ergens in, ongesiens my rekenaar net so stadig aan toedruk. En hier speel hierdie oomblikke en hierdie gebeure af, waar almal se haastige lewens tot stilstand kom. En wat daar gebeur is beter as enigiets wat ek ooit in my lewe sou kon aanbied, sou kon beplan. Die manne het hulle snorkels en duikbrille opgesit en vir 'n uur en 'n half behoorlik in die diepsee rondgeswem oor geloof, die huwelik en man wees. Die gesprek sluit toe af deur terug te keer na die grappie wat iemand in die begin gemaak het. Sal ek ooit my vrou verstaan? En uiteindelik getuig die manne daar teenoor mekaar met groot dankbaarheid van die liefde vir hul vroue in hul lewens. Dit wil vir my voorkom of vroue dit makliker vind om so rondom mekaar oor diep sake te praat as die manne. Maar dit beteken nie dat hulle dit minder nodig het nie. Manne, ons het nodig om die duikbril en die snorkel aan te trek. En in die dieptes van ons eie emosies en ons eie siel, die van ons gesinne, te kan instap, dit te kan raak sien.
Ja, dit verg dalk van ons 'n bepaalde skuif van ons denke in ons eie benadering tot die huwelik. Maar dis onontbeerlik, want sonder dit bly dit 'n lewe wat oppervlakkig verbysnel. Dit help nie, ons jaag die lewe na om nog meer te bereik, nog meer te weet, nog meer te hê nie. Maar in die proses verloor ons ons eie siel nie. Want as juis in daardie stil word dat ons ontdek dat God al die tyd hier is. Nie net bo die water nie, maar veral in die dieptes van hierdie bestaan. Moenie dat die lewe by jou verbysnel nie. Ons gebed vanmôre kom uit die groot gebedeboek. O God, U is bokant ons en was in U seun een van ons. U is ook in ons. Mag mense dan vandag vir U in my raak sien. Mag my lewe dit vir mense makliker maak om in U liefde te glo. Mag ek aanvaar wat ook al vandag oor my pad kom, omdat ek weet dat U saam met my daarin sal wees. Mag ek vandag oop oë hê vir die nood van ander, selfs 'n bietjie minder as vir my eie. Gee my 'n rein hart sodat ek U sal sien. Gee my 'n nederige hart sodat ek U stem sal hoor. Gee my 'n hart vol liefde sodat ek in diens aan ander vir U kan dien. Skenk my 'n hart vol geloof sodat ek in U sal bly. In Jesus naam. Amen.